Goeiemôre Beleef familie van my Pastor Tief Boysen en die hele Beleef span. Ek hoop dit gaan met jou uitstekend. Ek is opgewonde vir Maandag vandag en hierdie week wat vir ons voorlê, want ons begin met 'n splinter nuwe reis deur God se woord, 'n nuwe reeks se tema, en daai tema is prys. Nou dit gaan alles oor my en jou aanbidding. Dit beteken ons toewyding aan ons Here, aan God. Nou, wanneer ons praat oor aanbidding, dink mense baie keer eerste aan musiek, nee? Dit wat ons doen op Sondag, die saam sing en die musiek wat ons speel, maar ware aanbidding begin lank voordat ons op 'n Sondag saam sing. Aanbidding begin by die plek waar ons aandag gevestig is, waar ons fokus is. Nou, ek het die afgelope tyd al hoe meer besef hoe maklik dit is vir 'n mens se hart om te kan afdwaal. Nie noodwendig omdat jy of ek doelbewus teen God kies nie, maar om die lewe eenvoudig net besig is. Dit raak net meer en meer besig. Nou, ek weet nie of jy al ooit agterkom het by 'n winkelsentrum, jy is daar, jy stap na jou kar toe en dan ewe skielik, as jy by jou kar aankom, jy dink jy is by jou kar, maar dat jy vergeet waar jy parkeer het, nê? Veral as jy meer as een keer by dieselfde winkelsentrum was en op dieselfde dag en dan kom jy daar en dan wonder jy waar is jou kar nou? Jy dink dalk het ek bo parkeer, het ek onder parkeer, dalk dink jy jou kar is gesteel, daai angs, nee, ek het dit ook al beleef, maar die tipe dinge, dit gebeur so maklik, veral as jy meer as een keer op 'n dag nou by dieselfde winkelsentrum was. Nou, dis snaaks, totdat ons besef dat soms presies doen ons dieselfde met die Here. Ons vergeet nie net waar ons geparkeer het, of name, of hierdie eenvoudige dinge vir die lewe nie, soos afsprake en verjaarsdae. Ons vergeet maklik daai goeders, maar ons vergeet ook God se goedheid, ons vergeet sy trou, ons vergeet dat hy naby is, ons vergeet dat hy reeds aan alles behoeftes voorsien het. Ek dink dis waarom Moses, net voordat Israel in die beloofde land ingaan, dan gee hy vir sy mense, dan gee hy vir hulle hierdie ernstige waarskuwing. Ons lees dit in Deuteronomium 8, kyk gou saam met my. Jy sal eet en versadig word en die Here jou God prys oor die goeie land wat hy aan jou gegee het. Wees versigtig dat jy nie die Here jou God vergeet deur nie sy gebooie, sy beslissings en vaste voorskrifte wat ek vandag vir jou voorskryf na te kom nie. Wees versigtig dat jy, wanneer jy eet en versadig word en goeie huise bou en bewoon en jou beeste en kleinvee vermeerder en jy vir jouself baie silwer en goud verkry en alles wat jy het meer word, dat jy jou hart dan nie hoogmoedig raak en dat jy jou Here jou God vergeet wat hy jou uit Egipte land, uit 'n plek van slawerny uitgelei het nie. Nou daai is 'n mond vol, maar wat vir my so opvallend is dat God waarsku hulle nie eers oor oorlog of vervolging nie, hy waarsku hulle oor voorspoed. Want God weet iets van my en jou hart, hy weet iets van die menslike hart, hy weet ons harte vergeet vinnig. Daarom hoor ons hierdie woorde deur die Bybel oor en oor, woorde soos onthou, of moet my nie vergeet nie, of onthou om julle kinders te vertel julle kinders, of skryf dit neer. Geliefde, God herhaal homself nie omdat hy bang is ons gaan vergeet nie, inteendeel hy weet ons gaan vergeet, hy herhaal homself omdat hy weet ons sal hom vergeet, en daarom gee hy vir ons ritmes. Nie omdat hy nodig het dat ek en jy moet in 'n ritme wees nie, maar omdat ons dit nodig het. Ek en jy het nodig om in sekere ritmes te kom. Nou hierdie week gaan alles oor hoe ons ontdek hoe God deur eenvoudige ritmes ons harte telkens terugroep na hom toe. En miskien is dit vandag 'n goeie plek om te begin met hierdie eenvoudige gebed. Ek het dit goed gedink om sommer daar vir ons op die skerm te sit. Bid hierdie saam met my. Here, dankie dat U my beter ken as wat ek myself ken. Dankie dat U weet hoe maklik my hart afdwaal. Trek my vandag weer terug na U toe, help my om my aandag op Jesus te vestig, want waar my aandag is, daarin beweeg my lewe. Amen en amen. Geliefde, ek hoop dat jy vandag die Here se nabyheid opnuut sal beleef en mag elkeen van julle die oorvloedige goedheid en vreugde van ons hemelse Here Jesus Christus ervaar terwyl jy ophou afdwaal en al hoe meer ontdek hoe God besig is om jou hart terug te trek na Jesus. Ek hoop jy sal hierdie week saam met ons reis, saam met ons leer en saam met ons in God se woord tyd spandeer. Gaan in vrede. Totsiens.